ook na die tyd beskikbaar wees. Geliefdes, ons het 'n heerlike dag vandag met 5 van ons jong manne wat opstaan vir Jesus, wat sê hulle is reg om vir hom voluit te leef. En ek wil graag vanoggend dan die geloofsbelijdenis van Israel bietjie met julle behandel vanoggend. Ons gaan in Deuteronomium 6 lees, die woorde sal in die 83 vertaling hier agter verskyn. Ek was so graag hoop dat hierdie woorde wat vir die Jode tot vandag toe die mees heilige woorde is. Dit wat hulle elke oggend en elke aand opsê, Deuteronomium 6 vers 4 en 5. Dat iets daarvan in ons harte sal leef. Dat ons lewe 'n geloofsbelijdenis sal wees. Wat sê ons behoort aan die Here. Ons luister na hom, ons leef tot sy eer. So kom ons vra dat die Here vanoggend met elkeen van ons sal praat en dat ons sal hoor wat die Here ook vir ons elkeen wil sê. Here, baie dankie dat U die ewige God is. U staan bo die tyd. U is nie beperk deur ons menslike tekortkominge nie. U kan voorsien soos U wil. U sorg vir ons. U is die God wat altyd daar is. Dankie dat ons nou kon sing van U wat die God van al die dae is. En dat U na hierdie wêreld toe afgeklim het. Om in ons wêreld vir ons hoop te kom bring. Ag en dankie Here vir die antieke ou geloofsbelijdenis wat vars en nuut klink wanneer die Gees dit in ons harte skryf. Dat ons kan luister na U. Dat ons aan U behoort, dat U naam oor ons uitgeroep is. En wanneer ons vanoggend dan 5 jong manne help om belydenis van geloof af te lê, mag dit ook elkeen van ons inspireer om op te staan vir Jesus, om ons geloof uit te leef op 'n manier wat die wêreld sal verander. Dankie Here vir U liefde. Dankie dat U met ons 'n pad stap. Terwyl ons hier is, dink ons net aan hulle wat swaar kry op die oomblik. Van ons mense wat in hospitale stoei, wat swaar kry. Wil asseblief hulle genesing bring en U nabyheid. Vir hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het, wat hierdie week by 'n troostdiens moet wees. Bid ons Here, vra ons U vertroosting. En wat die uitdagings ook al mag wees in hierdie besige tyd van die jaar, mag U vir ons die krag gee om hierdie jaar ook sinvol te kan voltooi. Seën vir ons Here, help ons om 'n verskil te maak in U wêreld, omdat U die lewende Here is wat met ons 'n pad stap. Amen. Nou net voordat ek die teksgedeelte lees, wat is die grootste geheim in die geskiedenis van die mensdom? Nou van kleins af was ek baie lief vir rolprente soos Indiana Jones, later goeie soos National Treasure. Daai tipe storie waar mens 'n antieke boekrol ontdek. En in hierdie antieke boekrol kry jy geheime kennis wat skielik die hele verstaan van die wêreld verander. En ons het vanoggend 'n antieke boekrol in ons hande. Die woorde van die teks wat ons lees vandag is meer as 3000 jaar gelede geskryf vir ons. En die inhoud daarvan het nog altyd lewens verander. Dit het gemaak dat Israel as 'n volk bly bestaan het, selfs amper 2000 jaar sonder 'n eie land. Dit vertel ons die geheim van 'n sinvolle lewe, 'n suksesvolle lewe. En dit vertel van 'n wonderlike toekoms wat die Here graag vir sy kinders wil gee. Hier is die geheim. Die God wat hemel en aarde geskaap het, ken ons elkeen persoonlik. Hy ken ons beter as wat ons onsself ken, want hy het ons gemaak. Hy was daar die eerste dag toe ons eerste asem ingetrek het. En hy's elke tree van ons lewe by ons, tot ons die laaste asem uitblaas. Hy is met ons op pad. En as ons klaar maak die dag met hierdie aardse lewe, dan is dit hy wat vir die res van die ewigheid ons in sy teenwoordigheid gaan inneem en ons by hom gaan hou.
Dis belangrik want vanoggend gaan 5 manne belydenis aflê en antwoord op die Here se roepstem. Ons kyk vanoggend na Israel se geloofsbelydenis. Dit wat vir die Jode die heiligste deel van hulle Bybel is. Elke oggend, elke aand, voor hulle gaan slaap, as hulle opstaan, dan sê hulle die Shema Yisrael op, die luister Israel, die geloofsbelydenis wat hulle by Moses gekry het. Daarmee sê hulle, ons onthou. Ons onthou wie ons is. Ons onthou aan wie ons behoort. Ons onthou hoekom ons hier is. Want julle weet, ons vergeet baie keer. Ons vergeet dat die Here 'n ooreenkoms met ons gesluit het, die verbond. Die Here wat gesê het, ek wil jou God wees en die God van jou nageslag. Ek wil vir jou sorg. Ek wil vir jou 'n ewige toekoms gee. En ons kan nie begin indink hoe groot hierdie belofte van die Here vir elkeen van ons is nie. Maar aan die ander kant, vanoggend is dit ook nodig om dan bietjie te praat oor wat is die ander kant van die verbond? Ons kant. Wat vra die Here van ons? En dan sê ons dankie vanoggend vir die ouers wat hulle kinders so groot gemaak het, dat hulle vanoggend hier kan opstaan en sê, ek kies vir Jesus. Ek kies om my ouers se geloof voor te sit in my eie lewe. Die groot belofte van die Here is, ek wil jou God wees. Ek wil vir jou sorg. Ek wil vir jou 'n toekoms gee. En kom ons kyk dan, wat moet ons doen dan as ons deel van die ooreenkoms? Ons moet God gehoorsaam, ons moet hom dien. Kom ons lees Deuteronomium 6, vers 1 tot 9, ons gaan net so 'n bietjie dieper in, ook daar na vers 21 kyk. Moses is aan die woord, dis kort voor sy dood. En hy gee die volgende woorde, ek hoop hy is mooi groot genoeg daar vir julle op. Dit is die wet, die voorskrifte en die bepalings, wat die Here julle God my beveel het om julle te leer, sodat julle daarvolgens kan lewe in die land wat julle in besit gaan neem. So sal jy die Here jou God jou lewe lang kan dien en gehoorsaam wees aan sy voorskrifte en gebooie wat ek jou gegee het, jy en jou hele nageslag. En dan sal jy 'n lang lewe hê. As jy luister, Israel, en as jy gehoorsaam is en lewe volgens my gebooie, sal jy voorspoedig wees en uitermate baie word in die land wat oorloop van melk en honing. Dit is wat die Here, die God van jou voorvaders, jou beloof het. En dan hierdie woorde, die heiligste woorde vir die Jode van alle tye. Luister, Israel. Die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê, met hart en siel, met al jou krag. Kom ons lees ook gou weer. Luister, Israel. Die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel en met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gee, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande. Dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte. Kom ons lees tot daar vir nou. Die eerste gedagte hier uit vanoggend. Onthou om te onthou. Kom maar die volgende een wys, dankie Frans. Onthou om te onthou, dit gaan oor hierdie verbond wat die Here met ons voorouers gesluit het. Ons begin lees van die koms van die verbond in Genesis 15. En ons lees dat die verbond self in vuur gebore is. Wanneer die Here vir Abraham sê, ek wil met jou 'n pad stap.
Dan is dit baie interessant om te sien in Genesis 15 vers 13 is dit so dat die Here sê, daar kom eers 'n 400 jaar tyd van swaar kry. Die Here voorspel al vir Abraham die 400 jaar van slawerny wat die kinders van die Here sou deurmaak in Egipte. En dan sou die Here Moses oprig as die leier om hulle te help, om hulle uit slawerny uit te bevry, om te kom by die plek waar die Here hulle wil hê. 400 jaar later gee die Here by die berg Sinai sy wet aan Moses om die volk te deel. En hierdie ouens sou binne 11-12 dae in die beloofde land kon wees, en toe mis hulle dit. Deur hulle ongehoorsaamheid het hulle vir hulle self 40 jaar langer in die woestyn verdien. 40 jaar wat hulle rondgeswerf het in 'n woestyn. Mense verstaan nou nog nie hoe kon hulle so verdwaal nie. GPS sou hulle dalk gehelp het, maar vir 40 jaar in die woestyn rondgetrek dat 'n ongelowige geslag eers uitsterf. En wanneer ons dan Deuteronomium 6 lees, is Moses 'n ou oom. Hy's nou 120 jaar oud. Hy's nou naby aan sy einde, hy weet sy tyd raak min. Maar hy wil die volk so graag voorberei om dit wat die Here beloof het in ontvangs te neem. Hierdie nuwe beloofde land wat die Here in sy verbond vir Israel beloof het, en daai belofte van 'n groot nageslag, dit wou die Here so graag vir hulle gee. En Moses is so bang hulle mis dit weer 'n keer deur ongehoorsaamheid. Daarom sê in vers 2, as jy hierdie gebooie van die Here gehoorsaam, sal jy die Here jou lewe lank kan dien en gehoorsaam wees aan die voorskrifte en gebooie wat ek jou gee, jy en jou hele nageslag, dan sal jy 'n lang lewe hê. Moses sê, onthou dit wat die Here vir jou gedoen het. Onthou die opdragte wat die Here vir jou gegee het. Dan sal die Here jou seën. Onthou om die Here te onthou. Onthou om die Here te dien. Dis die groot geheim waaroor die lewe gaan. En wanneer ons die Here dien, het ons 'n lewe van seën, 'n lewe waarin hy sorg. Tweede gedagte volgende, gehoorsaamheid is die sleutel tot die Here se seën. Gehoorsaamheid ontsluit die Here se seën. Hy volgende, die rekenaar is volgende bietjie moeilik op hierdie program van ons. Gehoorsaamheid ontsluit die Here se seën. Almal van ons wil baie graag die Here se seën in ons lewe ervaar. Ons wil so graag hê die Here moet goed wees vir ons. Ons wil oor niks bekommerd wees nie. Ons wil elkeen hê dit moet goed gaan met ons kinders en met hulle kinders en die geslagte wat nog kom, wat ons nog nie eens kan indink nie. Dis waar die verhaal van God se trou in die Bybel so kosbaar is, dat hy die God van geslagte is. Dat hy met al die geslagte van Abraham se tyd tot by ons gehoorsaam en getrou was en homself aan geslagte bekend gemaak het, dat ons hom kan ken. Die Here hou aan om sy hand uit te steek na ons kinders en hulle kinders. Die Here het met ons doop vir ons kom sê, ek wil jou God wees. Ek wil vir jou sorg, ek wil jou seën. Jy sal altyd welkom by my wees. Ek wil vir jou 'n toekoms gee. Die hartseer is in die tye wat ons nou leef, dink ons maar, die Here is nou in ons diens. Hy moet doen wat ons vra. Die Here seën ons nie op ons voorwaardes nie. Hier in Deuteronomium 6 sien jy 'n baie duidelike oorsaak-gevolg reaksie. As jy iets doen, dan sal die Here. As jy gehoorsaam is, dan sal die Here seën. As jy ongehoorsaam is, dan mis jy die Here se seën. Dis 'n ding wat jy baie in Deuteronomium en Jesaja kry. Die Here gee sy liefde. En hy vra dat ons hom sal gehoorsaam.
Vers 3 sê, as jy luister Israel, as jy gehoorsaam is en lewe volgens my gebooie, dan sal jy voorspoedig wees. Dan sal julle uitermate baie word, die land wat oorloop van melk en honing. Dis wat die Here, die God van jou voorvaders, jou beloof het. As jy luister, dan sal jy die seën ervaar. Liewe kind van God, die Here het jou ongelooflik lief. Hy wil so graag vir jou sorg en seën. Dis sy vaderhart. Dis die ooreenkoms wat hy met Abraham gesluit het en hy het gesê dis vir jou en vir jou kinders en vir al hulle geslagte. Dis 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en die God van jou nageslagte. En daarom, wat vra die Here van ons? Die Here vra van ons alles. Hy vra ons hele hart. Die geloofsbelijdenis, vers 5. Luister Israel, die Here is ons God. En as jy sê die Here is ons God, dan beteken dit jy erken die Here se regmatige plek in jou lewe. Hy is die koning van jou lewe. Hy is die enigste Here. Die Ou Testament sê ook hy is 'n jaloerse God. Hy deel nie sy ereplek met ons nie. Ons hoort nie op die trone van ons hart nie. Hy is die koning wat vir ons wil sorg. En daarom, wat vra dit van ons? 'n Lewe van toewyding. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en siel en met al jou krag. Onthou julle toe die Fariseer vir Jesus vra wat is die belangrikste gebod? Toe haal Jesus hierdie een aan. Die eerste gebod, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand. Jesus al die geloofsbelijdenis aan wat die Jode elke oggend en elke aand sê. Hy sê dis die belangrikste. En as dit in die Ou Testament so was, as Jesus dit onderstreep het, dan is dit so vir die kerk van alle tye. Jy behoort aan die Here. Jy moet hom lief hê met jou hele hart, siel en verstand. Dis wat die Here van ons vra. En wat beteken dit? Wat vra dit van ons? 'n Verhouding met die Here. Om tyd saam met die Here te spandeer. Dis nie sleg om soos die Jode elke oggend en elke aand 'n afspraak met die Here te hê. As jy wakker word en voor jy gaan slaap nie. Dis nie sleg om 'n nuwe dag aan die Here te wy en te sê, Here, ek behoort aan U en vandag behoort aan U. Help my om vandag voluit vir U te lewe. En in die aand as jy gaan slaap, al die pak slaas wat jy gevat het, al die dinge wat skeef geloop het, om dit in die Here se hande oor te gee. Te sê, Here, ek het vandag vir U probeer lewe, ek het nie al die pad reg gekom nie. Help my daar waar ek tekort geskiet het. Maar dankie vir die genade wat ek het om elke aand te kan gaan slaap met die Here se seën, om te weet, dit was goed genoeg vir hom. Hy is met my op pad. Is die Here nommer 1 in jou lewe? Of is hy maar verteenwoordig deur hy stowwerige Bybel wat hy daar eenkant op die bedkassie staan? Is hy die Here van jou lewe elke dag? Of sien jy hom as 'n versekeringspolis teen vuur vir die ewigheid? Hoe kry jou hande en voete, hoe word hulle gebruik in diens van die Here? Wat is mos wat die Here van die begin van die verbond af vra? Gehoorsaam die Here. Dien hom met jou lewe. As baie keer vra oor ons herbelyningsproses op die oomblik in die gemeente, en uiteindelik is 'n hele herbelyningsproses of 'n visioneringsproses in 'n gemeente, maar niks anders nie as om terug te gaan na die basics toe. Om regtig weer te kyk, hoe kan elkeen van ons in 'n verhouding met die Here leef met ons hele hart, siel en verstand? Hoe kan ons mekaar lief hê? En hoe kan ons 'n getuienis in die wêreld uitleef dat hy die Here is? Dis al wat in die hele herbelyningsproses op die oomblik aan die gebeur is. Om regtig vir die Here te sê, Here, U is ons lewe. Hoe kan ons U dien? Hoe kan ons mekaar se hande vat, kerk van Jesus wees? En hoe kan ons hierdie getuienis uitdra in die wêreld? Die hartseer wat ons as dominees beleef, baie keer kom mense in nood. Word skielik siek op 'n dag, finansiële moeilikheid, wat ook al die ding is wat ou tref.
En baie mense het vir jare nie 'n saak met die Here gehad nie. En dan die dag as die moeilikheid kom, dan is hulle kwaad en vra, waar's die Here wanneer ek swaar kry? En dis die moeilikheid. Baie keer stel ons uit om die Here te dien tot die dag van nood. Die Here wil so graag hê elkeen van ons moet aan ons goeie dae met dankbaarheid, met blydskap die Here dien en 'n verskil maak met hierdie een lewe wat ons het. Hierdie gedeelte kom vra vir ons, dien jy my soos ek van jou vra? Daai belofte op die opdrag. As jy gehoorsaam is, as jy my dien, sal ek jou seën. Die oorsaak en die gevolg, baie duidelik uitgespit stip vir ons vanoggend. En dan die derde een is verskriklik belangrik in die tye wat ons lewe. Lei ons kinders op die Here se pad. Neem jou kinders saam op die Here se pad. Deuteronomium 6 word gegee aan die einde van die woestyntydperk. Die ongelowige geslag wat uit Egipte uitgekom het in die woestyn gesterf. 'n Jong volk staan op die vooraand van hulle trek deur die Jordaanrivier om die beloofde land in te neem. 'n Tydperk van seën sou volg. En dan is die Here so bang, die kinders van die Here vergeet om dit vir die volgende geslag te vertel. Een van die ou spreekwoorde is mos die geskiedenis, wie nie leer by die geskiedenis nie, is gedoem om dit te herhaal. En baie keer moet ons kinders uit ons voorbeeld leer, uit ons foute leer en uit die verhaal van die Here se sorg in ons voorouers. Hierdie gedeelte wil so sterk daarbey aansluit. Moses wat sê, hierdie gebooie wat ek jou gee, moet in jou gedagtes leef. Jy moet dit inskerp by jou kinders. Jy het 'n verantwoordelikheid teenoor jou kinders, dat hulle weet van die reddingsdade van die Here. Dit moet wees wanneer jy in jou huis is, en wanneer jy op pad is, in die oggend en in die aand. Jy moet as herinneringsteken op jou voorkop skryf, wat almal dit kan sien. Skryf dit op die deurkosyn en op die stadspoorte, dat almal weet, jy is 'n uitverkoopte kind van God. Jy loop 'n reguit pad saam met die Here. Hoekom het die Here dit dan jy so bestem, dat mense as babietjies gebore word, en in 'n ouerhuis groot word? Want die ouerhuis is die plek waar kinders van die liefde van die Here moet leer. Pa en ma is veronderstel om die beste voorbeeld van God se liefde te wees. Die huisgesin is die eerste linie van God se liefde in aksie. En dis waar ouers kinders moet grootmaak met hierdie wete, ons behoort aan die Here, hy sorg vir ons. Dis daar wat ons onthou om die Here te dien. Onthou, liewe ouers, geen kind luister na 'n ouer wat net 'n Sondag Christen is nie. Ouer wat net die kind by die katekese kom aflaai en sê, maak soos hulle sê, moenie maak soos ek maak nie. Die belangrike is, ouers is geroep om vir hulle kinders van die liefde van die Here te leer. Dan die laaste een, jou getuienis is belangrik, die toekoms hang daarvan af. Ons kinders sal van ons rekenskap vra oor wat ons glo. Hulle het dit al in Moses se tyd gedoen. In vers 20 staan daar, wanneer jou seun jou in die toekoms vra, wat beteken die verordeninge en die bepalings wat die Here ons God vir ons gegee het? Dan moet jy hom antwoord. Jou kind kom by jou vra, wat beteken die pad van die Here? En jy is hom 'n antwoord verskuldig. En in vers 21 beskryf Moses die pad hoe die Here hulle daar gebring het. Ons was in Egipte, die Farao se slawe. Die Here het ons daardeur sy magtige dade bevry. Toe hy voor ons oë tekens en groot wonderdade gedoen het en rampe oor die Egiptenare laat kom het, oor die Farao en sy hele huis. Maar vir ons het die Here daarvandaan laat wegtrek om ons in hierdie land te bring.
en vir ons dit te gee soos hy aan ons voorvaders met 'n eed beloof het. Moses het 'n verhaal van God se redding om te deel met die volk. En so behoort elke huisgesin daardie ervaring te hê van God wat vir ons sorg. Van God wat vir ons gered het in die verlede. Van God wat ons gebring het tot op 'n plek waar ons met sy seun vorentoe kan gaan. As ons gehoorsaam is en ons kinders so lei, sal hulle kinders dit weet. En sal die geslagte wat kom aan die Here behoort. En eendag sal ons geslagte lank in die hemel saam kan wees. Maar aan die ander kant, as ons nie ons kinders vertel nie, gaan hulle niks hê om vir hulle kinders te vertel nie. En word die wêreld al hoe verder van die Here af weg. Ek sluit af vanoggend. Die Here het jou en vir my gemaak om ons lief te hê, om ons te seën en vir ons te sorg. Die Here vra van elkeen van ons om hom te gehoorsaam, om hom te dien. Hy vra dat ons hom sal lief hê met ons hele hart, siel en krag. En as ons hom gehoorsaam, dan sal hy ons seën met dit wat ons nodig het om te lewe en om hom te dien. Daai woorde staan so in 2 Petrus 1 vers 3. Sy goddelike krag het ons alles gegee wat ons nodig het om te lewe en om hom te dien. Mis jy dalk die seën van die Here op die oomblik in jou lewe? Hoe lyk jou diens, jou gehoorsaamheid aan die Here? Is dit nie dalk tyd om weer terug te keer na die basiese toe van hoekom bestaan jy? Aan wie behoort jy? En waarom het die Here jou gemaak nie? Die sleutel vir 'n gelukkige lewe, dien die Here. Gehoorsaam hom en hy sal jou seën. Amen.